Here waar hy staan, sluit ons oor. Almagtige en dierbare God, Here baie dankie vir nog 'n dag wat U aan ons toegewy het. Dankie Here vir nuwe krag wat U vir ons gegee het, my God. Sonder U in ons midde, my koning, weet ons is niks bekombaar nie, my God. Vader, alle eer, loof en prys kom vanaand na U toe. Here, elke aanbiddingslied kom vanaand tot eer van U, my God. Here, elke gesang wat gesing is, elke bemoediging wat uitgegaan het. Here, baie dankie, Here, vir alles wat al reeds gebeur het. Vader, ons kom vanaand na U toe, Here. En ek vra in Jesus se magtige naam. Here, salf my tong, salf my lippe. Seën hierdie woord, Here, sodat ek kan spreek, Here, net soos U wil geskied is, Here. Here, waar daar magte nog in die atmosfeer is, Here. Here, waar daar sagte is, my God. Here, waar daar vuil geeste is, Here. Here, ons kom teen dit nou in die naam van Jesus Christus. Here, ons stuur dit terug waar vandaan dit kom. In Jesus se magtige naam. Here, ons eer U. Ons loof U. En ons prys U, Here. Sien elke woord wat uit U woord uitkom, my God. In Jesus se magtige naam. Met baie danksegging. Amen. Halleluja. Familie is begroet. In 'n mooi soete naam van ons koning Jesus Christus. Die een wat red, die een wat verlos, die een wat genees, elkeen wat my stem kan hoor, elke gesagdraer en die huisfamilie, U is besonders begroet dat U die Heilige Gees ingenooi het vanaand. Vanaand kom ek en ek doen maar net wat die Here op my hart plaas om te doen. En wat die Gees van God my lei om te doen. Want dit gaan nie oor my nie, Broer Jan. Dit gaan nie oor die musiek nie, Lefiet. Dit gaan nie oor die sangers nie. Dit gaan oor God. En wat God vir ons kan doen. Nou die skrif is vanaand opgeteken uit Markus 1. Vanaf vers 21 tot 28. Prys die naam van die Here. Met die opskrif genesing van die besetene in Kapernaum. En die skrif lees. En hulle het in Kapernaum gekom en dadelik op die Sabbat het hy in die sinagoge ingegaan en begin leer. En hulle was versla oor sy leer, want hy het hulle geleer soos een wat gesag het en nie soos die skrifgeleerdes nie. En daar was in hulle sinagoge 'n man met 'n onreine gees en hy het uitgeskree en gesê, hou op! Wat het ons met U te doen, Jesus Nasarener? Het U gekom om ons te verdelg, ekskuus. Ek ken nie wie U is, die Heilige van God. En Jesus het hom bestraf en gesê, bly stil en gaan uit hom uit. En die onreine gees het hom stuiptrekkings laat kry. En met hom en met 'n groot stem geskree en uit hom uitgegaan. En almal was verbaas. Sodat hulle onder mekaar vra en sê, wat is dit? Watter nuwe leer is dit? Dat hy met gesag ook aan die onreine geeste beveel. En hulle hom gehoorsaam is. En die gerug aangaande hom is dadelik versprei in die hele omtrek van Galilea. Prys die naam van die Here vir sy wonderlike woord. En daar
was in hulle sinagoge 'n man met 'n onreine gees. Ai, ja, liewe Here, kerk ja, ai koning. En daar was in die kerk van God In die kerk, 'n man hy is van God. wat 'n demoon het. God sê. Ja, sê die goeie man van Jesus. God sê. Ons kom in die huis van die Here, Hy dinge ja. dan weet ons nie wie sit langs in ons nie. Ja. Ons kom in die huis van die Here, dan weet ons nie wat sit langs in ons nie. Familie, ek preek nie omdat ek wil preek nie, maar ek het 'n bevel gekry van God af dat sy wonderwerke moet blootgestel word aan die mens, want die mens verstaan nie wat God in staat is om te doen vir die mens nie. Die mens verstaan nie wat God se gees kan doen vir die mens nie. Nou maandag na maandag dan sit ons in die huis van die Here leraar. Dan sit ons met dinge binne in ons, pastor. En ons sit met dinge binne in ons wat ons nie self ontslaaf van kan raak nie. Ons sit met probleme in ons lewe wat ons nie self van ontslaaf kan raak nie, evangelis. Ons sit met probleme in ons huise wat ons nie onsself van ontslaaf kan raak nie, pastor. Ons sit met probleme in ons werke wat ons nie self van ontslaaf kan raak nie. Ons gaan kerk toe dag en nag, dan kom ons weer terug na ons huise toe met die probleme. Geen dit van die Here. Hy wil deel met dit. Hy wil deel met dit. Hy die Here. Maar toe die Here in die kerk inkom, en ek begin praat, Jy moet die gees te vlug. Prys die Here. toe vra die Gees, wat het jy met my te doen? Wat het jy met my te doen? Jesus sê vir sy disippels, julle gaan meer doen as ek. Jesus sê vir sy disippels, julle gaan meer wonderwerke verrig as ek. Nou hoekom wanneer ons in die huis van die Here kom, dan sit daar mense langs aan ons en kyk ons met 'n ander aandag. Hoekom wanneer ons in die huis van die Here kom, dan kyk die pastore en die evangeliste, hulle kyk die susters aan met velles. Hoekom kyk die apostels die manne aan, ek dra beter klere as die man? Hoekom kyk die leraars, ek geslinger as die man, hy kan my niks sê nie? Hoekom kyk die evangeliste, die suster lyk lekker vandag? Sê die goeie man van God. Ons kyk na mekaar met gedagtes wat nie van God afkom nie. Ons kyk na mekaar terwyl ons in die kerk kan sit met gedagtes van kwaad. Daar moet vrede in ons harte wees. Maar ons kyk na mekaar, gaan hy ooit geld in die kas gooi vandag? Gaan hy ooit sy tiendes bring vandag? Gaan hy ooit? Gaan sy ooit? Gaan hulle ooit? Maar wanneer jy aankom, dan moet hy wat na jou toe kyk, moet kan sê, o Here nee, ek wil nie in sy teenwoordigheid wees nie, want hy gaan my uitken. O Here nee, laat ek weghardloop hierso, want die gees van God is so sterk op hom, hy gaan weet wat ek aanvang. Net dan profeteer die man van die Here, en dan bring hulle my gemors uit.
Jy het geprofeteer die vrou van die Here en dan verklaar hulle die onreinigheid waarmee ek besig is. Ons moet wandel in die gees van God, nie die gees van mens nie. Sê die goede man van God. Jesus. Amen. Ja, is Lord. Probeer maar die broek, ja. Die demone sit in die kerken. Nou demone het nie horings en lang sterte nie. Die demone dra hoë hakke en hulle dra pointers. Hulle bestaan nie, weet jy, verstaan die Here. Die demone ry bakkies en hulle ry karre. Hulle ry 4x4's en hulle ry jeeps. Die demone bly in double stories en hulle bly in skakelhuise. Die demone bly in balla. Oeh, Here ons prys U. Die demone bly op ons hart. Die demone bly in ons huis. Dan besef ons nie die mense waarmee ons operate is nooit vir ons nie. Die mense waarmee ons operate was nog nooit vir ons nie. Want wanneer ek my pastoor sleg gaan praat by my suster, dan sê dit daar is 'n demoon binne in my wat niks goed wil hê vir hierdie man nie. Wanneer ek sleg gaan praat oor my suster by my evangelis, dan sê dit ek wil die vrou se afgrond hê. Ons wil sê, die Here sê so, maar wanneer het die Here met jou gepraat? Ons wil sê, die Here sê so, maar wanneer het jy geluister na die stem van God? Ons wil sê, die Here sê so, maar wanneer het ons gewandel in sy woord? Ja, sê die goede man van God. Oh, nee, meer Bybel lees. Die demone sit nie net op straathoeke en wag om die mense te pik nie. Die demone sit nie net in parlement of in fullhouse of in wherever en hulle wag om mense se gelde te vat nie. Hoe lang was die man net in die kerkie, pastor? Want die skrif sê nie vir ons, die man het net daar ingekom nie. Die skrif sê vir ons, toe Jesus daar inkom, toe skree die man al klaar, wat het jy met my te doen? Want dit sê vir my, hoeveel jare sit die demoon net aan die huis van die Here nie. Maar ek is 'n opdrag gegee, en ek verklaar vanaand, elke demoon wat in die huis van die Here is, word vanaand weggedaag. Elke demoon wat in die huis van die Here is, word vanaand verskrik. Elke demoon wat in die huis van die Here is, word vanaand teruggestuur waar vandaan hulle kom. Ek verklaar dit uit die naam van die Here, daar sal nie weer onheil in jou huis kom nie. Ek verklaar in die naam van die Here, daar sal nie meer onreg in jou huis kom nie. Ek verklaar in die naam van die Here. Die demone wil ons onderkry. Maar die demone is die evangeliste. Die demone is die pastore. Die demone is die apostels. Die demone, hulle sit binne in die kerken. Die demone ken ook die woord van God. Want die duiwel ken die woord van God. Nou as die duiwel die woord van God ken, dan het hy mos sy lakies opgevoed om te kan sê, die Here sê hy gaan dit maak vir jou. Die Here sê hy gaan dit doen vir jou. Yes, Lord. Yes, Lord. Ek kom vanaand om vir een en elkeen te sê, wat my stem kan hoor, moenie toelaat dat onreinheid
in jou lewe wandel nie. Moenie toelaat dat onreinheid in jou amptenare wandel nie. Moenie toelaat dat onreinheid in jou werksplek handel nie. Bestraf hom in die naam van Jesus. Ons is die gesag gegee. Ons is die autoriteit gegee. Ons is die mag gegee om elke demoon te bestraf. Want toe Jesus aankom daar so, toe sê die demoon, wat het jy met my te doen? En Jesus sê, bly stil. Ek bestraf jou. Twee woorde. Bly stil. Twee woorde, pastor. Ons wil nog. Here, haal die goede weg. Here, wanneer hy weggaan, dan gaan ek nie meer nie. Here, haal hulle uit my pad uit. Ons wil nog 10, 20.000, ons wil nog in tale bid, pastor. Maar Jesus het in tale gebid nie. Hy het gesê, bly stil. As Jesus vir my sê, Evangelist Miller, hy sal meerder doen as ek. Ek vat het. As myne. Ek vat het. Ek sê dit vanaand in die naam van die Here. Elke demoon aan hierdie straat, bly stil. Ek bestraf jou in die naam van Jesus. Jy sal nooit weer terugkom in aan toe nie. Hierdie grond is heilige grond. Onze huis, pastor, is onze kerk. Onze huis is onze kerk. Want die kerk van God het in 'n huis begin. En as ons gaan toelaat dat elke Jan Rapp en sy maat by ons voor, agter sy boordeur inkom, dan laat ons toe dat enige vuil ding in ons huis inkom. Ons moet by 'n plek kom, pastor. Maar wanneer mense met demone in ons teenwoordigheid kom, dan moet hulle ken nie as right. Ek gaan maar net die omdraai. Ek gaan jou maar later kom sien. Kom kry my aan die hoek. Wanneer hulle aankom, gaan hulle sê, nee. Hier wil ek nie wees hier. Kom kry my gewoon by die winkel. Ek wil gewoon iets vraag. Ek wil nie voor allemaal vraag nie. Halleluja! Baie keer besef ons nie wat so autoriteit op ons rus wanneer ons die Here aanneem. Baie keer besef ons nie wat so mag ons het wanneer ons die Here aanneem nie, evangelis. Maar ek sê vir een en elkeen vanaand, hier in hierdie atmosfeer, verklaar ek in die naam van Jesus Christus, geen demoon sal hierdie grond weer betree nie, hy sal sidder in die naam van Jesus Christus. Familie, die woord is uit. Kan nie langer uitbrei nie. Ek het net gedoen wat ek beveel is om te doen. So nou vraag ek, as daar een is wat voel die demone druk hulle vas, kom nou. As daar een is wat voel hulle huise druk hulle vas, want baie keer pastor, dan wil ons hier ons in eie huis in wees nie. Ons wil nie in slaap
by ander mense kom nie, want die demone daar is op te erg, die demone in my huis is op te erg. As daar een is, kom nou, hier die grond wat jy nou gaan betree, as heilige grond, en die Here gaan alles wat verkeerd loop in jou lewe, kan hy nou regstel, maar jy moet nou kom. Ek weet nie of ek môre hier gaan wees nie. Niemand het beloof die dag van môre nie. As die Here môre kom, en hy vraag vir jou, wat het jy gisterand gemaak? Daar was 'n uitnodiging gegee. Daar was 'n uitnodiging gegee.